Ons lees Johannes 18 vanaf vers 36. Johannes skryf oor die gebeure waardeur Jesus by Pilatus is. En deur Jesus antwoord Pilatus: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dis soos hy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat na die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is waarheid, sê Pilatus vir hom. Toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle: Ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoon dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet hierdie koning van die Jode vir julle loslaat? Toe skreeu hulle terug: Nie vir hom nie, maar vir Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat gesel. En die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop laat sit. Hulle het vir hom 'n pers mantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en hom gespot en gesê: Ons groet u koning van die Jode, en elke keer het hom geklap. Pilatus het weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê: Kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle: Dit is die mens. Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle: Kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Toe sê die Jode vir hom: Ons het 'n wet en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. Toe Pilatus het hoor, het hy nog banger geword. Hy het weer in sy amptswoning ingegaan en vir Jesus gevra: Waar kom jy vandaan? Jesus het hom egter nie geantwoord nie. Pilatus sê vir hom: Praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie? En Jesus antwoord hom: U sou geen gesag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het, groter skuld. Ons lees tot daar. Die tema vanoggend vir die Christ, die deel spreek vir homself eintlik, maar die tema vir vanoggend se preek is, dat die Christen se identiteitsspoor is die koninkryk van Christus. Die identiteitsspoor van die Christen is die koninkryk van Christus. Kom ek vertel vir julle 'n verhaal. Ek lees so ruk gelede 'n verhaal uit een van Lawrence Green se boeke. Hieruit die begin
van die vorige eeu, 1909, waar hy skryf daar by die grens van Suidwes en Prieska se wêreld. En hy vertel van 'n man wat op soek was na boesmans wat betrokke gewees het by 'n moord. Nou soek hulle hierdie wilde boesmans. Nou wilde boesmans het hulle daai tyd sommer half mense genoem, want die boesmans is maar so groot. Jy weet, hulle loop onder deur jou arm deur. En hierdie boesmans kon hulle nie kry nie, die boesmans het verdwyn daar in die beskawing, want hulle ken nie die beskawing nie. Maar so na 'n maand of langer, toe kry iemand die boesmans in die hande en bring die boesmans na hierdie Mr. Drew toe. Maar hulle is verwaarloos en verarm en eintlik uitgehonger. Maar hy begin met hulle gesels. En hy vra vir hulle, waar was julle? En hulle sê vir hom, ons was onder 'n ver ster. Hy kry dit nie klein nie. Hy sê, hoe het julle hier gekom? Hulle sê vir hom, ons het in 'n huis gery wat geluide maak. Die huis maak koe, koe, boem, 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 boem. Natuurlik 'n trein. En terwyl hy met hulle gesels, sê vir hulle, want hy kom agter, die boesmans weet niks van die beskawing nie. En die ver ster is natuurlik die lig voor aan die lokomotief. En hierdie ver ster beweeg die heeltyd en hulle verstaan nie wat gaan aan met die ver ster nie. En as hy vra, hoeveel mense het julle gesien op hierdie plek, en dan sê hulle, dan wys hulle na die mure. Die mense is so baie soos die mure. En hy vra vir hulle, wat is die wonderlikste ding wat julle op hierdie ver plekke gesien het? Hulle kom so 'n bietjie by mekaar om te konfereer, en toe stem hulle saam. Hulle was op een plek waar hulle geloop het, en hulle kon nie hulle voetspore kry nie. Want in die Kalahari waar hulle woon, oorleef hulle as hulle voetspore in die sand kan kry. Dan kry hulle mekaar en dan kry hulle water en dan kan hulle oorleef, dan kan hulle wegkruip vir mense wat hulle soek. Maar hier in die samelewing, as hulle op 'n sement sypaadjie loop, verdwyn hulle voetspore en hulle identiteit. Hulle kan hulle self nie vind nie, hulle verdwyn. En Christene is net so. As jy nie 'n Christen voetspoor is nie, het nie, verdwyn jy in die wêreld. Jy moet soos die wille boesman 'n spoor kan volg wat jy ken. Anders is jy deel van die wêreld en nie herkenbaar as 'n Christen van die koninkryk van Christus nie. Leer die les by die wille boesman. Pilatus vra vir Christus,
van waar is jy? En Christus sê vir hom, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En Pilatus is dronk geslaan. Hoe kan dit wees dat jou koninkryk nie van hierdie wêreld is nie? Pilatus kan dit nie klein kry nie. Want hoe kan hy met hierdie man praat? En met hierdie man in gesprek tree? Met hierdie man veg? As hierdie man se koninkryk nie van hierdie wêreld is nie. En nou sien ons die interessante. Pilatus kom Christus in 'n mate tegemoet. Wanneer hy Christus laat kruisig, wat doen hy met die kruis? Hy skryf aan die kruis: Jesus van Nasaret, koning van die Jode. Hy identifiseer Jesus. Hy sê nie Jesus met geen koninkryk nie. Hy identifiseer Jesus. Dalk was hy bang as hy Christus nie identifiseer nie. Kan Christus se koninkryk nog na hom toe kom en hom kwaadlik neem? Maar Christus se koninkryk skep 'n identiteit. En in daardie identiteit kan Pilatus homself nie identifiseer nie, want hy weet nie wat dit is nie. Maar u en ek kan. En ons weet in watter spore ons moet loop. Breedweg kan ons baie goeie sê. Ons kan sê, ons praat van die genade en die geloof en die Heilige Gees en die kerk en die sakramente en die liturgie van die kerk en die belydenisskrifte. Maar die evangelie van Johannes maak dit eenvoudiger. Johannes praat van Christus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. O, julle moet my lief hê, vrede laat ek vir julle na. Julle moet in my glo. En my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En as Pilatus hiermee gekonfronteer word, is jy koning van die Jode, dan sê die Here Jesus vir hom, vra jy dit uit jou eie of het iemand anders dit vir jou gesê? Dan sê Pilatus, ek is mos nie 'n Jood nie. Dan die antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Christus regeer op 'n ander manier. Hy regeer op 'n nie militêre, nie vyandige manier. Nie op 'n mense aanval doodmaak manier nie. Pilatus reageer op 'n sê-vra manier. Met ander woorde, hy is tog 'n koning. Dan sê Christus, ek moet oor die waarheid getuienis aflê. En elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Pilatus se regering was anders. Hy was 'n harde man, min genade. Hy was 'n Romein. Hy het geweet wat om te doen. Hy het mense doodgemaak. Hy het wel 'n paar positiewe dinge gedoen. Waterleidings vir die Jode gegee, want hy was gouverneur. Maar hy het die Jode nie goed verstaan nie. Daar was gereeld opstande. Hy was ongewild, jy weet, baie ongewild, soos Putin in Oekraïne en die kabeldiewe hier so in Wonderboomsuid. Ongewild. Maar dan ontdek ons tog dat Pilatus
agterkom Christus praat die waarheid. Sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En dan sê Pilatus, ek vind geen skuld in hierdie man nie. En hy sê vir die Jode, vat julle hom en kruisig julle hom. Hy was bang vir die gevolge. En hy het hom aan die Jode gegee. Maar die Jode sê, nee, ons kan nie mense kruisig nie. Dan stel hy 'n keuse vir hulle op die ou end. Jesus of Barabbas? Barabbas? Weet u wie was Barabbas? Barabbas was 'n opstandeling en 'n terroris. Hy het die Jode se samelewing so in benadeel dat as hulle kon hulle op hom sou jag gemaak het. En nou sê Pilatus vir hulle, wie kies julle? Hierdie Jesus wat aan die kruis hang of hierdie terroris? En dan kom die godsdienstige leiers, die dominees van daai tyd. En hulle sê, ons kies Barabbas. Hulle verwerp die koninkryk van God. Ongelooflik. Wat sien ons hier? Die kern van die evangelie van Christus kom nou na vore. Die lyding van die Here Jesus. Die voetspoor van die koninkryk wat diep getrap word. Iewers staan daar geskrywe, die Here Jesus wat gesê het, ek kon legioene van engele roep om my te beskerm. Maar wat het hy gedoen? Hy het gaan ly soos 'n lam ter slagting. Doringkroon op sy kop. 'n Mantel wat hulle om hom hang, Kammenstag 'n koning, gespot, geklap. Hulle spot hom en dan sê Pilatus, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Pilatus pleit by 'n ongenadige godsdienstige Joodse volk en hy sê, los julle koning uit. Die heiden tree in by die godsdienstiges. Nee, die godsdienstige leiers. Die Bybel beklemtoon die werklikheid van die lyding, geestelik, liggaamlik, intens. Markus 14:33 sê, die Here Jesus het ontsteld geword, beangs geword. Ek voel doodsbenoud, sê hy vir sy disippels, bly hier en waak. Ek gaan bid. Bietjie verder in Markus, as hy 'n entjie weg van hulle af is om te gaan bid, dan sê hy, terwyl hy bid, dan sê hy, Here, gee tog dat hierdie lyding by my verby kan gaan. En dan sê hy, Abba Vader, alles is vir U moontlik. Neem die lydensbeker weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil.
Die lyding is intens. Die lyding is eg. En dan verbied die Bybel ons om Christus te vereer as 'n martelaar, as 'n held. Onthou dit tog. Hy was nie 'n martelaar nie en hy was nie 'n held nie. Hy was een wat gelei het. Die Bybel sê in die Ou Testament, hy was die leeu van Juda. Hy het nie gelei as die leeu nie. Dit was die naam in die Ou Testament. In die Nuwe Testament kry ons Christus as die lam. Die lam wat voor die mense kom staan en die lam wat geslag word ter wille van die sondes van sy volk en ter wille van die sondes van die mensdom. En wanneer hy ly, is dit die angstige, Godverlatende sterwe van Jesus aan die kruis. En wanneer ons geloof bely, is dit nie in die algemeen nie. Ons doen dit spesifiek. Ons sê Christus het gelei onder Pontius Pilatus aan die kruis. Dis deel van ons belydenis. Dis feitelik korrek. Die redder het mens geword, werklik gelei, aan die kruis gesterf, die vloek dood gesterf vir ons sondes. Niks is sag nie, niks is uitgelaat nie. Dis werklik. Christus is 'n lydende Christus en 'n Heer. En ons identiteitsspoor as Christene is die spoor wat ons trap in die koninkryk van hierdie Christus se koninkryk. Dis nie deel van 'n ander koninkryk nie. Die woorde identiteit, koninkryk, lyding. Goed, ons kan woord bysit, maar voorlopig los ek dit. Hierdie woorde moet ons nie rym nie. Moet ons glo. Want deur die geloof word ons een daarmee. En as ons een word daarmee, dan sê ons dit in ons belydenis. En ons sê dit baie keer so vinnig. Maar wanneer ons dit sê, dan kom sê ek glo. En met my hart kom sê ek trap in hierdie identiteitsspoor, want ek voel een met die lydende Christus, en hy is my Heer. En dan bely ek saam met die Christene van die hele wêreld en van alle eeue. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Dis die belydenis van die lyding en dis die identiteit van lyding. En natuurlik is daar 'n komma. Christene kan nie sonder die komma dit bely nie. Want na die komma kom hierdie wonderlike woorde oor Jesus Christus, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode. Dis die voetspoor identiteit.
van 'n gelowige Christen. Amen. Ons Here, ons dank U dat ons, wanneer ons U woord lees, verseker kan word dat U Seun Jesus Christus vir ons gesterf het aan die kruis. Vir ons sondaars volkome betaal het. En dat ons deur hom skoon gemaak is, vry gekoop is. Dankie dat ons gewoon net aan U genade en vrykoping kan oorgee, want self kan ons nie by U, die groot genadige en die vrye groot God uitbring nie. Ons kan net by U koninkryk uitkom, omdat U na ons toe gekom het, en U vir ons kom sê het, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, maar U het U koninkryk na die wêreld toe gebring, om verlorenes te red. Verlorenes soos ek self, verlorenes soos hierdie gemeente, verlorenes wat kan glo en gered kan word. Dankie Heer, dat ons aan U kan behoort en vry kan wees en U sin kan wees. Ons eer U en dank U vir U groot genade en U groot prys van Christus Jesus wat aan die kruis van Golgotha gelei het vir ons sonde. Ons eer U in sy naam. Amen.